Goeiemôre julle. Baie welkom. Ons is so bly julle is hierso. Ons gaan die oggend saam begin deur 'n lied saam te sing. Julle is baie welkom om ons te join 10,000 Reasons. Ons het regtig elkeen 'n rede vir oggend om God te aanbid en kom ons sing dit saam. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. Know Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end just near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I will worship Your holy name. Sjoe, baie dankie julle. Daai is een van my gunsteling liedjies en ek net vanoggend net weer besef hoekom, want God bly goed. Altyd, vir 10,000 jaar, vir so lank as wat ons leef, bly hy goed en hy bly God en is amazing dat ons 'n lewendige verhouding met hom kan hê. So dankie vir elkeen van julle. Selfs vir jou Ludwig, daar agter die drom, ek waardeer dit.
Baie welkom by ons oggend-erediens. Dit is so lekker om julle vanoggend hier saam te sien. Ek weet dit was die laaste week van die skoolkwartaal en klomp goed het gebeur en is besig en is vakansie en jy dink die kinders is by die huis en al hierdie en so baie goed wat op jou hooi wat op jou vurk is. Ek wil jou vanoggend nooi om dit net bietjie neer te sit. Los dit eenkant, skuif dit, maak jou hart stil, maak jou hart oop en laat deur die Heilige Gees vanoggend met jou kan kom praat. Hier is so in die einde van Maart maand, glo dit of nie. Laat deur die Here dalk net iets in jou hart doen deur die woord wat hier vanoggend van ons vir ons gaan bedien. Daar's ons koffie en tee in die voorportaal vry en verniet vir almal wat jy wil kry, koffie en 'n beskuitjie as jy vroeg genoeg kom. Kuier daar lekker saam, hoor bietjie hoe gaan dit. Ons personeelkamer is ingerig vir ouers met babas. Julle kan die diens daar volg, daar's 'n skerm, daar's speakers. So jy kan alles wat hier gebeur, kan jy daar dan ook beleef net so deur die skerm. So julle is welkom van dit gebruik te maak. Soos ek gesê het, is dit skoolvakansie. So jy het dit nie geweet nie, en seker nie kinders in die huis nie. Hartklop, kinderkerk en polslag, ons weegbediening is gesluit vir die skoolvakansie. So ons sal in die e-pos en op Facebook en in al die bemarking en met die afkondigings ook sê dan nou wanneer ons weer afskop, soos die nuwe kwartaal dan nou ook weer begin. So tussen die vakansie daar en al die dinge deur. Ons mannebediening gaan sterk aan elke donderdagoggend 5:00. As jy wil inskakel by 'n groep mans wat mekaar support en lekker tyd saam spandeer, gesels asseblief met Andrei Nagel. Hulle kom donderdag by mekaar. Hierdie paastyd met al die vakansie daar is dinge nou so 'n bietjie anders. Hulle gaan slegs die 10de en die 17de April by mekaar kom. As ek nie een van die datums verder gesê het nie, as jy daaroor wonder, dan is daar nie byeenkoms nie. So check met Andrei asseblief as jy onseker is, die 10de en die 17de, die ander dae gaan hulle nie by mekaar kom met die ander donderdag. Selgroepe, as jy wil deel raak van 'n selgroep of as jy wil 'n selgroep hou by jou huis, jy wil jou huis vir ons oopstel, gesels asseblief met François. Hy is besig om met die selgroepe en die lyste te werk. Jy kan ook jou inligting gee by die inligtingstoonbank agter asseblief. Baie dankie. Nou dit is Paastyd en ons het 'n Paasprogram wat gaan afspeel hier so by Harmonie Gemeente en ons begin die 13de met 'n Paasproduksie. Dit gaan 'n goeie, geoefende en uitgesette opvoering wees. Daar gaan nie 'n preek wees nie. Ons gaan daar's 'n opvoering 9:00 en 'n opvoering 3:00. So as jy 9:00 kom en jy het mense wat aan 'n ander kerk is wat jy wil nooi hulle saam vir die 3:00 opvoering en kom kyk die Paasspel van geheime verraad en versotte komplotte. Daar is so 'n trailer, so 'n teaser wat hulle vir ons gemaak het om na te kyk. Frans, jy kan hom speel. Wat nou? Ons het 'n probleem, 'n reuse probleem. Die Paasproduksie Geheime Verraad en Verstotte Komplotte word op 13 April in die saal van Hoërskool Belde opgevoer. Daar is 'n vertoning om 9 voormiddag en 3 namiddag en toegang is gratis. So bring jou familie en vriende en moenie hierdie besonderse produksie misloop nie. Geheime Verraad en Verstotte Komplotte is vir die hele gesin. Jy's snaaks. Jy's baie snaaks. Ja, maar wat is dit presies wat ons vir die Joodse land moet doen? Om te dink al wat ons moet doen, is om seker te maak dat daai Jesus wat hulle doodgemaak het, dood bly. So ja, daai keer dit, die 3de April, 9:00 en 3:00, daar's gratis toegang, nooi soveel as wat jy wil. As ons nog stille moet uitpak, doen ons, as ons hier langs die kant moet afstaan, doen ons dit. So asseblief nooi iemand saam, dis die perfekte geleentheid om dit te doen. Dis gratis toegang, daar gaan net 'n offergawe opgeneem word tydens die vertoning. Vrydag die 13de is Goeie Vrydag. Ons gaan hierso met nagmaal 'n diens in die saal hê, 8:45 gewone tyd en Sondagoggend die 20ste April is ons opstandingsdiens. By al daai dienste sal daar 'n pakkie vir die kinders wees, of ietsie vir hulle wees. So bring die gesin saam, bring die kinders saam en nooi ook so iemand saam en ons maak die saal vol en ons gesels oor die belangrikste ding wat gebeur het in die geskiedenis van die mensdom, dat Jesus gekom het en hy het sy lewe vir ons kom aflê. En dit is die rede hoekom ons so vanoggend so kan saam wees. So ons hoop om jou dan op daar te sien. Volgende Sondag het ek die geleentheid om bietjie met ons weer met julle te kan gesels en ek sien baie uit daarvoor. Ek weet nie wie van julle Prime het nie. So dis nou soos Netflix, maar die ander een Prime. Op Prime is daar 'n storie The House of David.
As jy nog nie as op David gekyk het nie, gaan kyk so 'n paar episodes, want volgende Sondag gaan ons 'n bietjie praat oor 'n ander perspektief van Dawid en Goliat. En dit sal 'n lekker agtergrond wees vir jou as jy dit gaan kyk. So ek sien baie uit daarvoor, daar gaan ook nagmaal wees, want dit is die eerste Sondag van April. Vandag gaan Hugo met ons die woord bedien oor risiko geloof. En dit wat ek nou al bietjie geleer het van geloof, en ek dink dit wat jy nou kan al weet, is dat geloof is nie eintlik veilig en gemaklik nie. En ons sien uit om te hoor wat die Here vir ons gaan sê. So hier sterkte met die boodskap. Mag jy dit oordra soos die Here dit ook so op jou hart gedruk het. Die spanne kan regmaak vir die opneem van die offergawes en die kollektes. Julle sal sien op die bakkies en op die houertjies is daar SnapScan kodes en Zapper. So as jy van dit wil gebruik maak, kan jy dit doen. As jy van jou besigheid af 'n donasie wil maak, ons kan vir jou artikel 18A gee wat jou gaan help met die belasting ook. En die slim mense wat jy daarmee sal kan help. So dankie dat jy ons toerus om ons roeping uit te leef en die koninkryk van God te bou elke dag. Mag die Here jou ryklik seën. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, ons kom vanoggend in hierdie oomblik na U toe en ons wil net by U voete kom sit. Here, ons wil net so 'n bietjie daai pause knoppie druk op ons besige lewe en ons gemoed wat teen 100 km/h hardloop in alle rigtings, maar ons goed moet uitfigure en beplan en soveel goed wat op een slag gebeur, Here. Here, ek wil vra dat U vanoggend met U Gees sal opdaag en 'n vrede en 'n rustigheid oor hierdie saal sal laat neerdaal. Here, dat U met ons harte sal spreek, dat U iets in ons lewens sal doen en dat ons net iets sal leer vanoggend wat ons perspektief op ons verhouding met U heeltemal kom verander. Here, dankie vir die groot offer wat U gemaak het om U seun vir ons te stuur in ons plek, om hierdie moontlik te kan maak. Here, ek wil bid vir Hugo wat vanoggend die woord gaan bedien, dat U met hom sal wees, dat hy dit so sal oordra soos U dit op sy hart gedruk het. Dat hy nie sal terugstaan, Here, maar dat hy risiko geloof sal hê om dit te doen soos U dit vir hom gegee het, Here. Dankie vir wie U is. Dankie dat U vir 10.000 jaar goed is en vir die volgende 10.000 jaar, as U vertoef om te kom, nog steeds sal goed bly, Here. Dankie dat U lief is vir ons. Dankie dat U 'n plan het met elke liewe een van ons. En Here, dankie net dat U hier is vanoggend. Ek loof en ek prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Julle kan staan en lekker saam met ons sing. Baie dankie. River
vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God en wie ek glo, op wie sal ek vertrou, want dis my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit, nooit verstaan. My God en wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit, nooit verstaan. My God en wie ek glo, op wie sal ek vertrou, op wie sal ek vertrou. Wie sê dat die hoogste Heer my eensaam maak? Jy het verlore, maar nou gevind, hy is lief vir my. O, so lief vir my. Wie die see vry maak, o, is waarlik vry. Ek's 'n kind van God, ja, ek vry gekoop uit my skuld betaal, sy genade is wel steeds in my sondes, voor Jesus vir my gesterf. O, hy het vir my gesterf. Wie die see vry maak, o, is waarlik vry. Ek's 'n kind van God, ja, my
Vader, baie dankie vir hierdie oggend wat ons regtig die teenwoordigheid kan ervaar en dat ons weet dat U hier is, dat U by ons is, dat U saam met ons is. Vader, dat ons vanoggend kon verklaar, ek is wie U sê ek is. Dat U met die teenwoordigheid en wind en vuur, krag en die sagte manier, net soos wat U wil, dat U vanmôre deur U woord ons harte sal kom aanraak, U kinders, U volgelinge en hulle wat op soek is na U, dat hulle U sal innooi. Baie dankie, Vader, word verheerlik is my gebed in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Baie dankie liewe vriende, ek kan die sitplekke neem. Ek wil saam met Rassie vir ons jong pragtige band sê baie dankie. Julle kan hulle hande klap as julle wil. Ek het vanoggend nou met die laaste sang gevoel, ek is hier ergens in die Irish Hooglande. Oeg, het was mooi. Klarinet en viool. Ai, maar julle is oulik. En hier is nou jong liefde wat daar agter stap. Maar dit moet aanhou gebeur, want dit is tot die voordeel van ons gemeente. En baie hartlik welkom aan vriende van ver en oral daar uit die pragtige, dis maar nou jok, ek wil nou sê pragtige Alberton, uit die pragtige Gauteng area. Baie welkom. En ek het 'n agbare vriend wat vandag, hy's 'n lid van die parlement, ou Henny Brits. Ons gaan al so 45 jaar daar rond, gaan ons saam. Ons het in Kent Circle gebly, daar's nog mense daar naby Henny. En ek sê vanoggend vir hom, ons is nou skoolvriende, laerskoolvriende gewees en dis nou soveel jare terug. En ons was al twee in laerskool Jan van Riebeeck. Dis nou voor hy baie droog gemaak het. Hy het nog nie eens geweet nie. Ek praat nou van Jan van Riebeeck. Maar sulke goeie jare en so groot eer om jou en al die ander vriende, ons harmonie mense hier saam te sien op 'n naweek wat die skool nou al gesluit het. Ek is baie opgewonde oor vandag se woord, dat ek dit met jou kan deel en mag die Here regtig jou hart ontvanklik maak vir wat hy vir jou wil sê. 'n Paar Sondae gelede het ons 'n bietjie piknik gehou na kerk en iemand, wonderlike mense in ons gemeente, vat my daaraan, gaan wys my iets. Deel eers 'n pragtige getuienis van wat God in hulle lewe gedoen het en hier staan ek langs hulle kar en op die kar staan daar pragtig geskryf: We walk by faith and not by sight. Ons lewe deur geloof, deur te glo en nie deur wat ons sien nie. So dis pragtig op die kar geskryf en is 'n wonderlike getuienis en dit stir en kom roer sommer so weer opnuut my hart en van daar af is ek nou weer opnuut op 'n reis saam met die Here oor geloof. Nou wil ek vandag graag, en jy dalk al baie boodskappe uit die woord gehoor oor geloof, dit het my nou by 'n plek gebring dat ek nou vandag weer met jou iets wil deel oor geloof. Nou as ons praat van geloof, moet ek dit waarskynlik nou aan 'n wonderwerk gaan koppel, of dis makliker as ek 'n wonderwerk uit die woord gebruik om dan met jou te praat oor geloof. So ek het nou gewonder, wat sal ek vat? Dalk die vermeerdering van die brood en visse, dis altyd gunsteling vir my, want daar's kos by betrokke en dit het baie geword, ek hou daarvan. Of sal ek praat waar Jesus siekes genees het, of verlamdes opgerig het? Jesus verlamdes opgerig, of Petrus en Johannes wat by die verlamde man gesê het, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het in die naam van Jesus staan op. En dan een van my ander gunstelinge in daai preek werk altyd wonderlik, veral in die Kaap, waar Jesus nou natuurlik die water in wyn verander het. Maar ek het ook nie hom gebruik nie. Wat ek graag wil gebruik saam met ons leef in geloof en nie deur wat ons sien nie, is die wonderwerk van waar Jesus op die water geloop het, Jesus en Petrus. So kom ons skop dadelik af uit Matteus 14, ek het Matteus se skrywe gebruik, en ons lees gou hierdie gedeelte. Dit is nou baie klein, as jy nou oor 40 is, gaan jy sukkel, maar ek sal lees wat daar staan. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing. Interessante woordjie, Jesus het sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. Jesus het dit baie gedoen
en is wonderlike wyse raad wat ons by hom kan leer. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei wat al in die middel van die see getuister, al die disippels is daarop, in die middel van die see was getuister deur die golwe, want die wind, belangrik om het te hoor, die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwag, ek wil eintlik sê, eers in die 4de nagwag, het Jesus na hulle gekom. En hierdie woordjie moet jy ook van kennis neem, want hy is belangrik. Al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook. En ek dink dis hoekom ek so van die storie gehou toe ek klein was, want hierdie is my eintlik baie snaaks, en hulle het geskree van vrees. 'n Klomp vissermanne wat die see ken alles, kan nie net dink, hier staan hulle almal, hulle skreeu van vrees. Dis nie regtig snaaks, maar vir my was dit snaaks. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en vir hulle gesê, hier is net 3 ongelooflike wonderlike sinne oor hulle. Hou goeie moed. Dit is ek. Moenie vrees. As jy nou alles vandag vergeet of jy nou aan iets anders gedink, kyk het gou daar. Hou goeie moed. Dit is ek. Moenie vrees. En Petrus antwoord hom en hy sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En hy sê, kom Petrus. En Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe begin hy sink. En hy roep uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? En daarop klim hulle in die skuit en die wind het gaan lê. En toe kom die wat in die skuit was en hulle val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. Nou ek het die boodskap begin deur vir jou te sê, miskien gaan jy vandag so bietjie nuut uitgedaag word as ons praat oor geloof. So ek wil sommer so 'n bietjie afskop met 'n verkorte, kom ons stel dit 'n definisie van geloof. Nou moet jy mooi hoor en dan nou net kyk hoe val hy nou op jou hart en in jou gemoed. Geloof is die vertroue in iets sonder enige bewyse. Geloof is die vertroue in iets sonder enige bewyse. Jy kan sien dis maklik, nee, geloof is maklik. Of kom ek maak hom net so 'n bietjie meer breedvoerig. Geloof is die oortuiging om sonder twyfel te vertrou op ietsie wat onsigbaar of onseker is of nie bestaan nie, sonder die waarborg of enige bewyse. Geloof. So ek gaan nou 'n belangrike vraag vra en miskien moet jy mooi luister, want dit gaan bepaal of jy nou regtig moet fokus vir die volgende 20 minute oor wat ek gaan deel uit die woord, as jy nou hierdie vraag sou antwoord. So hier kom die vraag, wat is die rol wat geloof in jou lewe speel? Is dit vir jou belangrik? Is dit noodsaaklik? Geloof, hoe werk dit? Wat is die doel van geloof? Het ek dit nodig? Kan ek daar sonder klaarkom? So, dis die vraag wat ek nou vir jou so in die gehoor gooi. En dan wil ek hom nou sommer dadelik antwoord en vir jou sê, as jy 'n volgeling van Jesus Christus is, as jy 'n kind van die Here is, as jy 'n disipel van God is geloof absoluut essensieel in jou lewe, dis nie opsioneel. Kan nie sonder geloof leef nie, want geloof is eintlik daardie suurstof in my verhouding tussen my en die Here. Geloof is onontbeerlik, it's indispensable. Geloof, ons kan nie sonder dit leef nie. Dit is feitelik onmoontlik om die waarde van geloof te oorskat. Die waarde van geloof vir my en jou as 'n volgeling van die Here. Paulus skryf daaroor. Gou 3 verse met jou deel. Efesiërs 2 vers 8, dan praat hy van ons is uit genade gered. Hoe dit gebeur? Deur geloof het ons hierdie gawe van God ontvang. Uit genade is jy gered deur geloof. En hierdie redding kom nie uit jouself nie. Hoe ek is wie U sê ek is. U het die genade vir my gegee. U het my gered. En dan 2 Korintiërs 5 vers 7 wat my vriende se kar so mooi op mee rondry, wat ons leef deur te glo en nie deur te sien nie.
En dan ek dink die een wat ons almal gaan stil laat en weer laat besef hoe belangrik is dit dat ek my ore spits as ons oor geloof praat, is Hebreërs 11 vers 6. En dit kom 'n antwoord wat ons elkeen se hart sal tref. En hier's die woorde, hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dis 'n kwaai ene daai, né? Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So geloof is alles. Die rede dat ons vandag by mekaar kom en dat julle ver gery het en jy ver gery het en vriende gebring het en saam is as gevolg van geloof. Maar ek dink ons praat baie maklik oor geloof. Ons sal dit ergens in 'n sin gebruik en dis eenvoudig om daaroor te praat. In dieselfde asem kan ons baie maklik oor liefde praat en oor genade praat en vrede praat, terwyl daar verskriklike dieptes daarvan is wat ons ontdek soos dat ons met die Here stap. So ek hou daarvan om altyd vir my die vraag te vra, wat is geloof dan nou nie? Geloof is nie 'n persoonlikheidseienskap of 'n karaktertrek of 'n kursus wat jy loop en as jy klaar is met die kursus, jy die T-shirt wat sê ek het die geloofkursus geslaag, hier is dit, ek kan vir julle wys alles en nee, geloof is baie meer as 'n aanhouer wen. Daar's baie diepte in geloof en ons gaan so 'n bietjie daarin delf uit die woord vanoggend. Nou, geloof is 'n vir al die Afrikaans sprekende juffrouens en almal, geloof is 'n selfstandige naamwoord, se reg, né? Maar hy's eintlik baie beter as 'n werkwoord. Hy werk baie beter as 'n werkwoord, want geloof vra die heeltyd dat daar aksie moet wees. Geloof vereis, is jy nog saam met my? Geloof vereis dat ek 'n tree sal gee. Geloof vereis, of geloof gaan maak dat my wêreld baie keer so 'n bietjie ongemaklik raak. En jou nog gaan dalk nog vanoggend by 'n paar plekke so 'n bietjie ongemaklik raak. Geloof gaan regtig sorg dat jy bietjie beweeg. Geloof sit jou in beweging. Geloof verseker dat jy nie die toeskouer is wat daarheen kan sit nie, maar geloof stuur jou uit in die veld. En geloof sal jou altyd druk in die rigting van waar God jou wil stuur, waar God jou wil gebruik, waar hy sy koninkryk wil bou. Ek het in my lewe geleer, ek het dit gesien, ek het dit ervaar, ek het dit ondervind en ek beleef dit. Geloof maak baie keer dat iemand uit 'n goeie pos bedank om antwoord te gee op die roeping van die Here. Geloof maak baie keer dat iemand huis oppak en skuif en move, want God het gesê, dis daar wat ek jou wil hê. Hallo Adnien van baie ver af. Geloofstap geneem. Geloof maak baie keer dat jou familie wonder, hy het dit 'n bietjie verloor. Kyk hy besluite wat hy maak. Kyk wat doen sy. Het jy mooi gedink, het jy die somme gedoen? Het jy uitgewerk, wat gaan dit in jou lewe beteken? Nou wil ek jou vra, en as jy my nou goed ken, weet jy, ek's nog al die pad net by die inleiding. Vir elke gelowige, elke persoon wat hier sit, al het jy nog nie eers daar die diepe verhouding met die Here en jy leer nog oor geloof, jy moet gou net heeltyd, amper wil ek sê, mental notes hier in jou kop hou, wat jy hulle so plak en weet, sonder geloof, jy moet luister, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jy moet dit hoor, want dis die suurstof van jou verhouding tussen jou en God. Geloof. Ons lewe deur geloof. En nie deur dit wat ons sien wat voor ons is nie. So dis huge. Dis groot. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Onthou dit. Dis 'n vereiste, dis 'n noodsaaklikheid. Jy kan nie vanoggend kies en sê, gaan maar die geloof bietjie daar een kant sit. Ek vat hom saam in 'n klein sakkie hier, so saam in my, maar ek gaan my nou nie te veel daarin steur. Jy kan nie. Jy moet fokus en hoor wat God vir jou sê oor geloof. Geloof is regtig 'n aksiewoord wat nie altyd gevind sal word in 'n gemaksone of in 'n veilige plekkie nie. Geloof gaan regtig iets van jou vra. Ek het self in my voorbereiding, Rita sal nou weet, want sy bly saam met my vir 35 jaar, sit ek daar en ek werk aan geloof, en dan staan ek op en dan maak ek weer koffie, want dan sê ek van hierdie is moeilik. Hy is moeilik, want hy daag my die hele tyd uit, en ek het die hele tyd gewonder, of ek self na al hierdie jare wat ek 'n pad met die Here stap, of ek het reg spel,
of ek geloof reg verstaan. En toe ek nou dink aan regspel, want daar het nou iets anders te hierdie week gebeur wat my baie aan Afrikaans en my taal laat dink het. So hierdie week het ek nou so 'n bietjie gepreek op RSG. Vanoggend preek ek daar en hier. Ek doen sommer albei gelyk. Maar ek kry toe 'n briefie. Ek het baie briefies gekry. Baie van hulle is nice. Maar die een oomie, as hy nou vandag na dit kyk, hallo oomie, hy skryf toe vir my, jy beter baie mooi oplet, want jou taal is nie suiwer nie. En ek so onmiddellik, jy weet mos, ons is mos nou lig geraak en ons wonder, ons moet tog net nie iemand seermaak nie, want ons is bediening en die liefde van die Here moet daar wees. En ek gaan kyk en ek sien, my jenetjie tog, die oom is reg. Ek het die woorde gebruik, cool. Ek weet nie hoekom gebruik ek dit op 60 nie, dis nie cool nie, maar en die ander ene is, ek het gesê, the Lord is my shepherd. En ek gebruik dit graag, want ek haak altyd vas by daai stuk, I shall not want. Dit's mooi, né? Sorry oom, ek het dit in Engels gesê. Maar ek is nou so 'n bietjie by die taal, en ek's by Afrikaans, en dit trigger my nou toe, want ek sukkel met geloof, en dit is diep en dit is swaar. Ek sê vanoggend vir iemand, ek dink nie, die onderwysers hier kan nou vir my sê, of ons regtig in Suid-Afrika, het ons spelling bees, en sulke goetertjies, het ons het dit, ja. Maar die Amerikaners, hulle is baie groot daarop, en hoor hier, van die 18de eeu af, laat hulle al kindertjies opstap op die verhoog, ek weet nie of daar al mikrofone was nie, en dan sê hulle vir hulle, spel chandelier, en dan gee hulle, die grootste vrees wat 'n mens het, is om op 'n verhoog te gaan staan, en dan moet jy nog spel, maar nou hulle doen dit, en blykbaar volgens die kopskutte wat ek gekry het, doen ons dit ook. Hoe kom ek nou by spelling? Ek het gewonder of ek genade reg spel. Ek sukkel om dit heeltyd reg te verstaan, maar spel ek dit reg? Nou, jy weet mos nou, werk dit, of dalk het dit al gesien, hulle sal nou 'n moeilike woord gee, spreek hulle hom baie mooi uit, en dan sou die ouetjie wat nou deelneem, of die meisie wat deelneem, vra net vir 'n kort beskrywing, en as dit nou nog nie genoeg is, dan kan hulle vra, gebruik hom asseblief in 'n sinnetjie. Ok, so kan ons gou 'n bietjie spelling bijhou, net ek gaan julle ergens een vat hiermee. So die eerste woord is absenteïsme. Kan jy dit vir my asseblief verduidelik? Dis die voortdurende afwesigheid van kerkdienste, en skole en al dat. Absenteïsme. Die wat dit nou moet hoor is nie hier nie, hulle lei aan absenteïsme. En dan begin jy ook in 'n spel, A, B, S, E, N, T, E, umlaut I, S, M, E, absenteïsme, en dan is almal happy. Hier is 'n lekker enetjie, abakarosse. Enige iemand wat weet wat se abakaros? Dis die kombersie wat jy gebruik om 'n kind op jou rug te dra. Abakaros, A-B-B-A-K-A-R-O-S-S-E. Ok, ek het net nog 2. Chihuahua. Ja, dit is C-H-I-H-I-A-H-I-A, Chihuahua. En dan Henny, spesifiek, ek het aan jou gedink, ek het hom by gaan sit toe jy vir my bel, Mpumalanga provinsie. Nou, jy is 'n lid van die parlement, ek dink jy kan die provinsie spel, gelukkig as ek iemand trou, dan skryf ek WP. Dis baie maklik, ek kan dit spel ook. Daai enetjie gaan ek nie eers hier spel. Nou, met alle respek. Ek dink is die Heilige Gees van God, wat in ons woon, julle onthou, hy is ook ons leermeester. As hy dalk vir ons 'n paar spelwoorde wou leer, ek praat nie namens God se Gees nie, maar ek dink regtig op die lysie sou dalk gewees het geloof, sou dalk gewees het vertroue, weet jy regtig om dit te spel. Nou, daarmee het my kop nou gegaan en by die spelling geëindig. Hy is 'n leermeester. Hoe verstaan jy geloof? Kan ek vir jou 'n stukkie gee van die betekenis en kan jy dit asseblief vir my spel? Kom ek herinner jou net gou weer. Geloof, dis die vertroue in iets sonder enige bewyse. Goed, laat ek probeer. V-E-I-L-I-G. Nee, dis glad nie hoe jy geloof spel nie. Dan gaan al die buzzertjies af en
jy kry nie die trofee nie. Probeer gou weer, luister gou mooi. Dis geloof, dis die vertroue in iets sonder enige bewyse. Goed, nou ek het hom, gaan nou weer probeer. K-A-L-M. Weer 'n keer verkeerd. Miskien moet ek net vir jou die groter betekenis gee van geloof, dat jy net gou weer probeer onthou. Dis die oortuiging om te vertrou op wat onsigbaar, wat onseker is en wat nie bestaan sonder enige twyfel en sonder die waarborg van enige bewyse. Yes, ek het hom, Sigrid. V-R-E-D-E, vrede. En hierheen gaan dalk die meeste se wêreld so bietjie te mekaar krap. Want dalk het jy dit al gesê, ek wag nou net vir die vrede gevoel. Die oomblik as ek daardie vrede gevoel het, sal ek daai eerste treetjie gee, né? So verbeel jou, Jesus is in die tuin van Getsemane, op pad met die roete, die roeping wat God hom gestuur het. Jy my hele volk kom verlos vir elkeen, jy moet sterf vir jou lewe gee. En Jesus ervaar vrede, kalmte, rustigheid, alles behalwe. Hy tree op en hy staan op in gehoorsaamheid en hy sê, Vader, ek sal dit doen. En dan, hier het ek al baie by mense gehoor, ek het dit nou net gesê, ek herhaal myself, ek gaan dit doen, ek gaan gee. Jy gaan my sien, watch my, ek gaan gee, ek gaan waag, ek gaan saai, ek gaan die eerste tree gee, ek gaan die move maak, jy moet my net ophou, ek gaan die besluit neem, maar ek wag net vir die vrede gevoel. En dan kom daai vrede gevoel nooit. Vir die taalkundiges en die oomie op die radio, wat van spelling hou en van Afrikaans hou, ek dink ek het agtergekom, hoe mens regtig geloof spel. So gaan jy nog een keer probeer, ja, ek gaan nog een keer probeer, en jy kom het, en jy kan maar die woordjie opsit, François, R-I-S-I-K-O. Risiko. Kan jy dit dalk in 'n sin gebruik? Ja, want ons leef, hoor gou mooi die sin, ons leef deur risiko's te neem, en nie deur dit wat ons sien nie. Laat dit vir jou wees volgens al die risikotree wat jy gee. En as ek na die Hebreërs skrywer toe gaan, en dan praat hy van al hierdie groot risiko's, en dis almal, moet jy onthou, ek en Frans het daaroor gepraat, dis berekende risiko's, want Christus is betrokke, so as jy gaan lees die Hebreërs skrywer, dan sal hy sê, ja, dit was deur die risiko's, hy gebruik die ander woord, geloof, die risiko's wat Noag geneem het, daar was nog geen teken van reën, geen druppels nie, en hy bou 'n ark gereed om op water te vaar. Dit was deur die risiko's wat Abraham geneem het om in 'n vreemde land in te gaan en sy vrou Sara te vat en hulle sou kinders kry en hulle sou gaan wag op die belofte wat God vir hulle gaan gee. Dit was die risiko's wat Moses se ouers 'n maandjie gevat het, Moses ingesit het en in die rivier afgestuur het. Kan jy hoor? Gemak, rustigheid, vrede? Nee. Risiko, geloof. Elke persoon wat 'n geloofspad met Christus stap, wat jy moet hê, want jy kan nie sonder geloof God behaag nie, en jy kan nie sonder geloof leef nie, dis jou suurstof, dis wat jy in die gang hou, dis noodsaaklik, dis essensieel. Elkeen wat in 'n verhouding met die Here staan, het al ergens 'n geloofstree gegee. Wat 'n risiko is, wat jy beslis nie weet hoe die einde gaan lyk nie, daar's geen garantie vir jou nie, behalwe dat jy God het. En ek wil vandag vir iemand aanmoedig om regtig te probeer om nie net heeltyd by die veilige plek te bly nie. Vat 'n bietjie daardie geloofstree. Vat 'n bietjie daardie risiko en ek gaan nou vir jou 'n goddelike beginsel deel wat in jou lewe kan gebeur. Ons lewe deur geloof. En ons het nou geloof op 'n ander manier gespel, risiko. En ek vra vir Rita so in die voorbereiding, ons was ergens in die kar op pad, en ek sê vir haar, maar wat is dan die teendeel?
As ons al hierdie vat wat die woord sê en wat geloof ons gaan uitdaag en geloof van ons verwag dat ons 'n risiko neem, wat is die teendeel? En die teendeel is eenvoudig, dit wat voor die hand is, voor die hand liggend is, dit wat die realiteit is. Ons is gemaklik, né, met wat ons sien, wat ons het, wat voor oë is. So al die goeders wat voor my is, die bestaande, die realiteit, dis die kant wat die Here sê, nee, maar ek wil nie met daar leef nie, want gelowiges leef deur geloof, en nie deur dit wat ons sien. Vandag se woord moet jou aanmoedig om dalk 'n paar geloofskeuses te maak, daar die eerste tree te gee, uit die boot te klim, en net aan die ander kant uit te gooi. Is exciting, né? And if you pay now, there's more. Daar kom nog. Vandag se teks praat oor twee mense wat op die water loop. Jesus en Petrus. Nou ek het sommer nou maar net so self by my gewonder in my voorbereiding, watter een het oor al die jare wat jy nou die storie ken, vir jou dalk die meeste getrigger? En ek weet nie wat is jou antwoord nie, maar myne was maar Petrus, nee, want dis amper asof ek verwag, Jesus gaan op die water loop. Ek meen, daar's 'n keer wat Jesus water in bestaan geroep het uit 'n rots uit. So, Jesus gaan op die water loop. Ek is heel gemaklik met die gedagte dat hy op die water gaan loop, maar Petrus, dis nie eintlik wie ek verwag wat op die water sou loop nie. Van my kinderjare af was dit altyd die fascinerende storie wat my opgewonde gemaak het. Ek het dit al genoem, en ek sê vanoggend vir Henny, dis 10 jaar wat die Here hierdie gemeente dra, en die gemeente seën, en in 2015, in die eerste huis wat ons gehuur het, sit ek by die swembad, want daar was 'n swembad, en my voete is in die water. Ek dink ek het koffie in my hand gehad, dit was toe nog nie rooiwyn, ons was nog nie lank hier nie. Maar nee, ek spot sommer. Koffiekie en ek praat met 'n vriend, en ons praat oor geloof. En hy gebruik die woorde soos ek nou nog gesê het, ons praat maklik oor geloof. Onthou Hugo, is nou tyd om op die water te loop. Maklik vir hom om te sê, hy sit nie met sy voete in die water. As jy 'n swembad het, en jy kan vanmiddag bietjie met jou voete daaraan gaan sit, en diep gaan dink oor geloof, en jy kry dit reg om tot die ander kant toe te loop, neem 'n video, post dit sal viral gaan. Om op water te loop, is 'n risiko. Dis groot. Dis moeilik. So Petrus, hoekom ek gedink het Petrus is ook bietjie vreemd. As die Bybel nou gesê dis Johannes, Jesus se liefling disipel. Hy het met sy bors op Jesus se met sy kop op Jesus se bors gesit en was sy liefling disipel. Kom Johannes en hulle wandel daar op die see. Dit het my bietjie meer sin gemaak, maar Petrus was die een dag op en die ander dag af. Petrus het gepraat voordat hy gedink het. Petrus kry die opdrag, geen wapens nie, hy bring 'n wapen, kap iemand se oor af. Petrus is impulsief en hy tree op, en waarskynlik is dit maar ook die rede seker waarom Petrus besluit hy gaan H2O aanvat en bo op dit loop. En dan sê Jesus vir hom toe hy sing, toe hy die wind en die golwe sien, sê Jesus vir hom, klein gelowige, en Petrus, hy tel vir hom weer oop. Ek sit en dink, as Petrus 'n klein gelowige was, min geloof, met al daardie karaktereienskappe, al daardie persoonlikheidsgoeders van Petrus, en hy kry dit reg om op die water te loop, dink net wat kan die Here met ons doen? As ons bereid is om 'n risiko te neem, as ons bereid is om 'n tree te gee, dink net, wat kan God alles doen? En hier is die goeie nuus, dis nooit die grootte van jou geloof nie, dis die grootte van jou God. Dis hy wat dit doen. Maar wat van Jesus? Nou Petrus dink, wat van Jesus? Hy het op die water geloop. En hierdie is nogal vir my baie interessant, en ek wil jou nog net vir 'n paar minute saam met my hou. Ek en jy die voorreg om die volle woord te kan lees, elke dag, en deur al die evangelies, en ons sien en ons stel die karakter van Jesus op, en ons kry 'n goeie idee wat Jesus kan doen. Dis nie vreemd dat hy op die water sou loop. Maar die disippels wat saam met Jesus gewandel het, en hier saam op die skei was, hulle het nie alles geweet nie. Hulle het nie in een setting alles gekry oor wie Jesus is nie. Hulle het 'n geweldige groot geloofstree gegee.
Ek meen Jesus kom roep hulle ergens en dan los hulle gesin, hulle los alles agter, hulle los hulle werk agter, hulle lewe laat hulle agter en sê goed, ek volg. En hulle het ook nie heeltemal presies geweet wie hulle volg nie. Hulle het 'n goeie idee gehad, maar het ook nie geweet waarheen hulle gaan en wat hulle doen nie, wat hulle gaan doen nie. Hulle het gesê, ons sal U volg. En dan, soos wat hulle Jesus gevolg het hy vir hulle gewys wat hy kan doen. Jy moet gou dit hoor. Jesus het nie die spannetjie by mekaar gesit. Eerste dag. Almal van julle kom nou hier by mekaar. Ek gaan julle verduidelik. Ons gaan 'n baie opwindende pad hê. Julle sal sien langs die pad, ek gaan goed vermeerder. Soos ek net vir jou 2 broodjies en 5 visse gee, of 5 broodjies en 2 visse gee, deel dit uit, dit gaan meer word. As julle verlamde mense sien, moenie worry nie, ek gaan hulle almal oprig. As julle sien iemand se oë is toe, moenie worry nie, ek gaan dit oopmaak. As julle sien daar's water en mense is dors en is 'n partytjie en is 'n troue, ek sal dit wyn maak. Is jy saam met my? Jesus het dit nie gedoen nie. Hulle het hulle op hulle reis saam met Jesus. Elke dag het hulle ervaar en geleef. Met tyd het dit gebeur en gesien, dis wat Jesus kan doen. Dis wie hy is. Hy moet die seun van God wees. Met die eerste wonderwerk wat daar was, het sy disippels tot besef gekom oor wie hy is. Maar hulle het gekies, hulle het 'n geloofstree gegee. Hulle het saam met hom gestap, maar hulle het nie geweet nie. Ek het nogal aan ons gedink, aan ons menswees. Dis baie soos by 'n troue, né? Jy sê, I do, maar jy het geen idee wat kom nie, jy gaan maar met tyd leer. En dan kom jy so oor tyd agter waarvoor jy als ja gesê het. Die disippels het ja gesê, maar dis oor tyd wat die openbaringe in hulle lewe gebeur het. Hier's 'n goddelike beginsel. As jy nou weer weggeraak het, kom net hoor gou hierheen. Goddelike beginsel. God gee die openbaring na die risiko, na die geloofstap. In die meeste gevalle wat ek gelees het, God gee die openbaring na die geloofstap. So party ouens sê, Here, wag, wat ek vra, ek ken my. Ek is 'n Excel spreadsheet man. Ek soek 'n PowerPoint presentation wat vir my gaan wys wat gebeur oor 5 jaar, wat gebeur oor 10 jaar en laat ek net gemaklik kan raak dat ek daarbey kan inpas, dat ek weet die toekoms is gesorg. Die Here sê nee, jy gaan dalk 10 jaar wag, jy gaan 40 jaar wag. Al wat ek vra is vertrou. Al wat ek sê is geloof. Sonder geloof gaan jy my nie behaag nie. Sonder geloof gaan jy dit nie maak nie. Jy het die suurstof daarvan nodig. Jy moet die risiko neem. Elke storie kan jy gaan lees. Ek lees nêrens met die vermeerdering van die brode en visse, dat ewe skielik was daar 'n hoop brood en visse, en almal het heerlik saam geëet, en daar toevallig 12 mandjies oorgebly. Nee, dit het gebeur na die openbaring, die openbaring het gekom, na die geloofstap. Nadat jy die move gemaak het, gebeur die wonderwerk. Nadat jy die eerste tree gegee het. Dis wat Jesus gedoen het. Dis wat hy met sy disippels gedoen het. Elke dag het hulle gesien. Dis wat die meester doen. Al wat ons moet doen is, ons moet bid, ja, ons moet duiwels uitdryf, ons moet hand op die siekes lê, ons moet dit doen. Ons moet die geloof stap tree gee. Soos wat hulle met hom gewandel het. Ek het sommer maar net gedink, onthou nou, ons ken die hele storie. Maar hoe moes hulle al hierdie goeders ervaar het? Net Jesus sê, ons praat nou vandag van water, Jesus wat op die water loop, maar alles wat met water gebeur het. Okay, so hulle was nou by die troue, ons het daarvan gepraat, die disippels was ook na die bruilof toe genooi, so hulle het gesien wat Jesus met water kan doen, en hy het die heerlikste wyn gemaak. Hulle het gesien wat Jesus by 'n visvang episode kan doen, toe hy sê, gooi die net aan die ander kant uit, so die Here weet selfs wat binne in die water aangaan, en hulle vang vis so baie, dat die nette wou skeur. Op 'n stadium, daar's 'n ander storie, en miskien het jy hom nog nie raak gelees nie, maar praat hulle oor belasting en teks wat betaal moet word, en belasting wat dalk opgaan of nie opgaan nie, Henny, ons bid vir jou, mag die Here julle help. En die Here sê vir hulle, gaan vang 'n visie, en die eerste vis wat jy vang, daar sal 'n minste kind wees, gaan betaal jou teks. So kry julle vanmiddag almal, waar kry ons mekaar? Daar by Serra de Jaar. Jesus weet tot wat in die vis se bek is in die water. En in die water was daar 'n vis. Ja, en dan sal die storm.
Maar dis 'n ander storm. Dis 'n ander storm. Dis nie Matteus 14 se storm wat ons nou gelees het nie. Jesus slaap rustig met sy kop op 'n kussing onder in die skuit en hierbo is 'n geweldige storm aan die gang. En jy kan sien en jy kan hoor die disippels het nog nie geweet wat hy als kan doen nie. Die openbaring was tog nie daar nie. Anders kon iemand afgehardloop en gesê, meester, spreek het gou-gou 'n woord, maak gou die stormpie stil, want daar bo is een, terwyl hy slaap, daar bo is een. Maar nie, hulle sê, kom op, gee nie, omdat ons vergaan nie. En dan kom Jesus op en hy sê, peace be still. Engelse woordjies om, peace be still. So, hy kan tot met die wind praat. Hy kan tot die water laat bedaar, net deur te praat. Net so terloops, ek haak by hierdie een vas en dan maak ons klaar. So wat ek en jy leer in ons geloofspad en wat die disippels dalk nou waarskynlik ook geleer het. As jy in die storm is en hy is op die boot, is jy okay, né? Amen. Ek het met 'n liedjie groot geword waar ons gebly het en waar ek kerk gegaan het. Die liedjie het gesing With Christ in the vessel I can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm as we go sailing home. Maar nou het ek 'n probleem. Matteus 14 is Jesus nie in die boot nie. Die disippels is in die boot, dis die 4de nagwaak, dis storm. Daar kom hy al wandelend aangestap. En die enigste konteks, want hulle het nog nie als geweet nie, wat hulle weet, as hy op die boot is jy okay. Maar hy is nie hier nie, so ons gaan waarskynlik sterf. En as 'n ander ding, toe ek die skrifgie begin het van Matteus 14, het ek gesê, en ek het dit duidelik gelees, die skrif het dit gesê, en Jesus het hulle gedwing, sê die een vertaling. So is hulle op daardie bootjie, omdat hulle dit gekies het hulle dalk 'n verkeerde besluit gemaak, of 'n verkeerde besluit geneem. Nee, hulle is in opdrag. Dis nie 'n Jonas storie nie, hulle is gehoorsaam. Hulle is in God se opdrag. Christus het vir hulle gesê, vaar nou oor na die ander kant. Hulle is gehoorsaam en hulle is in die storm. So dis 'n bietjie goedkoop teologie as ek gaan glo en as ek vir iemand gaan sê, as jy in die middel van God se wil vir jou lewe is, jy gaan die bevordering kry, jy gaan die verhoging kry, jy gaan die seën kry, dit gaan met jou net great gaan. Miskien is jy vandag in so 'n storm. Jy vertrou God, jy glo jy die regte besluit gemaak, jy glo, jy waag, jy die risiko geneem, en dan ewe skielik maak jou foon 'n geluidjie, en daar's nog 'n mediese rekening op pad. En nog 'n mediese rekening op pad. En die kar het gebreek, en dit, onvoorsiene omstandighede. Ek wil vandag vir jou sê, prys hom, vertrou hom, loof hom, al is hy nie in die boot nie. Hy sal met jou wees tot die ander kant. Dalk is dit 'n les wat Jesus vir die disippels wou leer, want hy het geweet hy gaan mos nou nie altyd in vlees by hulle wees nie. En daar is hulle in die storm, met die wind van vooraf, en Jesus is nie in die boot. En dan moet jy mooi hoor, die skrif sê nie, en Jesus het aangehardloop gekom nie. Want jy sien, hierdie was nie 'n reddingspoging nie, dit was nog 'n openbaringsmissie van Jesus. Nee, die skrif sê, al wandelend, hoe wandel 'n mens? Nee, dis as ek en Rita Spar toe stap vir 'n smoothie, ons wandel. Jy is nie haastig nie, al wandelend op die see. En hy sien hulle, want hy's God, Elroy, hy sien, hy's altyd by ons. Hy dra ons deur. Hy het gesê, wees hier. Hy het gesê, maak die besluit. Hy het gesê, vat die volgende tree. Hy het gesê, gooi die nette uit. Dis God. En dan die openbaring wat hulle kry, dis wie hy is. Hy loop op dit wat my bang maak. Hy's God bo oor alles. Elke knie sal buig, elke tong sal bely, depressie, siekte, seer, wat dit ook al is, dit gaan my nie onderkry nie, want God loop op dit. En dan daardie 3 mooi woorde
wat 3 sinne wat ek vir jou gelees het. Hy sê, hou moed, dis ek, moenie bang wees nie. Het ek hulle geskryf, François, ek weet nie worry nie. Hou moed, dis ek, moenie bang wees. Maar as iets wat jy moet hoor hierin, as ek nou môreoggend 3 uur by jou voordeur kom klop, en jy vra vir my, wie's daar? Dis nou 3 uur, en ek sê vir jou, dis ek. Daar's net een manier wanneer ek daai woorde kan gebruik, is as ons in verhouding staan. Dis jy, André. Dis verhouding. In die storm, God is nie op die boot, maar hy kom sê, moenie hou moed, dis ek. Dis nie Jesus Christus, die Seun van God, die een wat vir julle gaan sterf, dis ek. Moenie bang wees nie. Dankie, Lisa. Vriende, ons kan baie oor geloof praat, maar die groot ding is, ons moet geloof gaan leef. En as God vandag in jou hart, of die Heilige Gees van God in jou hart kom stuur, dat het nodig is dat jy die tree gee, dat jy die net aan die ander kant uitgooi, dat jy oor die boot klim, dat jy die besluit neem, doen dit saam met God. En God sal homself openbaar. Hy sal sy heerlikheid kom wys, want dis wie hy is. Dis wie ons God is. Die een wat ons gestuur het, dis die een wat ons sal dra. En hy's God, Immanuel, saam met ons. So, geloof is nie eenvoudig nie. Geloof is nie gemaklik nie, dis nie kalm nie, dis nie rustig nie, dis nie, ek gaan optree die oomblik wat ek die vrede voel nie. Nee, dis juis in die ongemak, in die waagmoed, in die risiko, dat ek sê, ek gaan doen wat God sê. Hulle gaan ons bedien met 'n pragtige lied en jy kan saam sing, maar ek wil net hê jy moet met jou God en Skepper praat terwyl hulle hierdie lied bedien. Sê Here, ja, miskien is ek maar regtig baie soos Petrus en baie klein gelowig, maar ek weet selfs daarmee kan U iets doen want U is God. Baie dankie. Wees stil en weet hy is die Heer. Wees stil en weet dat hy regeer. Laat gaan al jou sorge, hy is reeds en môre kom. Wees stil en weet hy is die Heer. Wees stil en weet hy is die Heer. Wees stil en weet dat hy regeer. Laat gaan al jou sorge, hy is reeds en môre kom. Wees stil en weet hy is die Heer. Wees stil en weet hy is die Heer. Wees stil en weet dat hy regeer. Geanker in die waarheid, vertrou ons op die een wat alles weet. Wees stil, hy is die Heer. Immanuel,
Wees stil en weet hy is die Heer. Wees stil en weet dat hy regeer. Laat gaan al jou sorge, hy is reeds en môre kom. Wees stil en weet hy is die Heer. Ek gaan nie nou uitstuur, ek wil net nog een ding deel. In my pad wat ek met die Here stap, het ek geleer, en waarskynlik jy ook, dat God hom regtig nog steeds aan my openbaar op maniere wat ek nie verwag het. Soos dat ek 'n geloofstap gee. Nou November, alles wat ons deur is met klein Emma, het ons nuwe karakter van God ontdek en geleer in die storm. Hy openbaar hom nog steeds aan ons. Daarom kan ons stil wees en op hom vertrou, want in hom is al ons waarborge. In hom is al ons hoop. Mag geloof jou laat beweeg, dat jy ook by die plek uitkom waar jy hierdie absolute vrede van God ervaar. Mag ons wonderlike God en hemelse Vader saam met jou wees. Mag jy ervaar hoe hy uitroep, hou moed, dis ek, moenie bang wees, want Jesus Christus, Immanuel, is saam met jou, deur die Gees van God, wat in jou woon. Mag die Here u baie ryklik seën. Amen.